As jy op soek na 'n motorfiets om op die plaas te kan werk, regtig te kan job en te kere te gaan, of jy soek net 'n lekker speelding, of daai net vir die naweek lekker weg gaan, jy en mamma lekker doeksag. Okay, ek is hier by Suzuki op Nampo. Ek praat hier met Corrie, hy gaan my meer verduidelik hoe lyk hulle hele reeks motorfietsse en daar's definitief een wat by jou gaan pas. Corrie, hoe lyk dit? Môre, hoe gaan dit? Nee, wat doodstil rustig. Lekker vars, fris vanoggend hierso. Jy sê jy het hom nogal som op die bike deurgemaak. Nee, ek het hom vanoggend vroeg so 4:45 uit Centurion uit weg op een van ons flagship fietsen. Ja? Ons DL1050 V-Stone. En ja, nee, het was lekker vast, fris vanoggend geweest en het was lekker geweest. Maar as jy sien, ek kan nie sê dat ek nie jaloers is nie, ek is jaloers. Luister hier so uit. Suzuki. Nee, dis een van daai name wat ek verbind met en ek praat uit ervaring uit van rallies, nee. Dit was gewoonlik die Katana se engines wat die langste gehou het op die burnouts. Nee. Dit is, jy ry nie 'n Suzuki klaar nie, nee. As ek reg as ek sê, wat maak hy engine so durable en betroubaar? Ja, ek dink aan die einde van die dag is ons kwaliteit van produksie en engineering wat in ons fietsen ingaan, maak het so suksesvol. Ons is relatief baie werk hand in hand saam met die fabriek in terme van kwaliteit. So as daar enige probleem is, dan rapporteer ons dit relatief vinnig aan hulle en obviously dan doen hulle goeie R&D. En ja, ons produk soos jy self gesê het, Suzuki engines kan jy ref, daai ding breek nie. Hy gaan aan en aan en aan. As jy kyk wat hulle doen in die Corman Rally met die VZR's, daai 1800s van ons. Ja. Hulle ref hulle dat dit is unbelievable. Dis want daai ou in sy 20's, nee, 20 jaar terug sy het 'n GSX-R 1000 gery. Nou is hy nie meer lus vir daai besigheid nie. Nee, hy is nie meer lus vir daai vinnig nie. Hy is lus vir daai lekker staal. Dis hy daai. Nou kom ons gaan so hier deur, nee. Hierso het ons die hele eerste ene, nee, 'n DR. Verduidelik my gou 'n bietjie. Ja, hier is ons 'n DR 200. Hy is ongelukkig kan ons hom nie registreer nie. So hy is meer vir jou plaasdoeleindes en plaaswerk. So ons doen relatief baie goed op hom. So ek sê, dis 'n kandidaat. Dis 'n fiets wat nou maar ek meen hy flikkerligte, al die goeders en hulle sê mos maar wette in Suid-Afrika is in elk geval meer soos guidelines so. Ja. Hy sal die job doen. En is wat 125 cc, nee. Nee, is 'n 200 cc. 200 cc. 200 cc Engelsel. Dis baie ou tegnologie nog, maar soos ek sê, dit gee vir jou 'n aanduiding dat ons fietsen se engines kan vir jare en jare aan een loop. So ek dink soos ek sê, dis 'n goeie fiets. Die kan nie dood. In my kop is dit hoe 'n plaasmotorfiets lyk. Dis korrek, ja. Soos ek sê, hy is rugged. Hy kan omval, jy tel hom op, jy gaan koste gewys? Net is hy cheap? Dis al wat ek wil weet. Dis 'n baie goedkoop fiets om te maintain. En soos ek sê, hy's baie rugged en die kostes vir hom, sy running kostes is relatief laag. Ja, jy sien. Okay. Of my dogtertjie 'n skooter kry, nê. Ja, hier is ons nuutste fuel injection UN125 skootertjie. 'n fuel injection. Fuel injection. My magtig. 125 cc, baie gewild onder die skoolkinders, veral ewen 'n seun. Is hierdie fietsery, hulle ja, ons het so karakter wat saam met ons werk. Ek gaan nou nie sy naam noem, maar as hy iets kan wheelie, sal hy wheelie en glo my. Evenes UN125 skootertjie kan hy ook op sy agterwiel sit die dag as dit moet kom, maar baie lekker fiets, baie ekonomies. Hulle praat van enigiets tussen 45 en 50 kilos op 'n liter. Ja. So ja, vir commuting tussen skool, ewen vir werk toe en terug, baie ideaal. Baie cool. En hier's 'n ding wat my intrigue. Ek like die bike, maar jy gaan op hom moet klim nou, nee. Want ons moet die volle prentjie moet ons nou kry hierso. Kom ek sê, hierdie is ons topverkoper op die huidige stadium. Ons handelaars kan nie voorbly in terme van verkope met hierdie fiets nie. Dis ons nuutste DS250. Hy's gebaseer op ons Gixxer 250 se engine. Jy kan hom gebruik vir die plaas, commuting. Ons is op die huidige stadium met ons kliënt van ons, Motor Cruzy. Julle kan hom gaan volg op Facebook. Hy is besig om 'n world tour te doen. Ja. Hy tans op in Sy Afrika. ry om die wêreld met die ding.
Sy beplanning En dan moet hy aan ten minste lekker kan ry. Wel, soos ek sê, hy kan 'n gemaklike spoed van 140 km/h doen, maar ons mag mos nie daai spoedgrens oortree nie. So 120 is 'n lekker commuting. Lekker gemaklik. Baie gemaklik. So hy kan ten minste deelneem aan 'n Harley rally, hy sal bybly. Definitief. Die lekker ding van dit is ook vir as ons wat ver toer uit 'n USB charging port daarso. Ja. Vir die ouens met hulle selfone. Ja, en is 'n baie universal fiets. Skoolkinders, klein besighede, daily commuter. Ja, ek dink dis hoekom ons so goed Ek dink regtig net daai is die perfekte bike vir 'n skoolluitie. Regtig, hy's nie te vinnig nie, hy's nie te stadig nie. Jy gaan nie noodwendig jou gat afval nie want dis nie 'n 15 nie. So ja, die responsibility begin van die persoon wat die sleutel in die ignition sit. Is presies wat jy daar sê. En ons is baie erg in terme van road safety. Ja. So ons het 'n ding wat ons noem Suzuki rider safety. So ons glo aan veiligheid in plaas van om hooligans te wees. Ek stem 100% saam met jou. Jy moet maar weet jy wat, dit is die ding van 'n 50, nê? Jy respekteer hom nie, nê? En as jy nie die bike respekteer nie, dan gaan jy tweede kom op die einde van die dag. Maar hierdie ding wat ek hou van hom is, hy's groot genoeg om intimiderend genoeg te wees, laat jy hom nog steeds die bike dwing respek af. Ja, dis korrek. Klink simpel, maar ja, die bikers gaan weet waarvan ek praat. My pa het altyd gesê, moet nooit laat die bike jou jy moet nooit die bike se baas wees nie, maar die bike gaan altyd jou baas wees. Ja. Want hy gaan die perkie gooi van hom af. Presies wat jy daar sê. Okay. Dan kom ons hier na die quad toe, nê. Nou hier's nou vir jou 'n werksesel as ek hom nou so kyk. Verduidelik my bietjie wat dit ons hier. Ja, hierdie is ons King Quad, ons LTF 750. Ja. Ons op die huidige stadium sponsor Suzuki Safari. Hulle gebruik hom relatief baie op hulle toere en goeters. Dis 'n universal fiets. Ons plaasboere gebruik dit, jagboere gebruik dit. Jy kan van op hom hê. Hy is 4-wheel drive, 2-wheel drive. Ja, aan die einde van die dag is kom maar op dieselfde manier van 'n ander motorfiets. Dis nou net 'n motorfiets met 4 wiele, nie 'n kar nie, maar ons LTF is een van ons lekker reekse wat ons het wat ons mee kan baie cool. En net vinnig, hoeveel cc is hy? Hy's 'n 750 cc. 750 cc. Ja, ons bring 3 modelle in. Ons het 'n LTF 400 wat semi-outomaties is, dan het ons 'n LTF 400 wat vol outomaties is en dan die 750. Right. En ek neem aan daai ding as ek 'n dissie agter hom sit, gaan hy ook hardloop met hom. Ja, nee. Daar's plek vir hak, so jy kan jou trailer rondsleep op die plaas ook. Dis nie 'n probleem. Snaaks genoeg as 'n ou wat actually planters begin bou het vir soos daai tipe van goed. Wat baie cool is. So in die Kaap het hulle gebruik hulle dit relatief baie vir besproeiing, so jy kan jou besproeierstelsel agterop sit. Soos 'n baie universal fiets ook, soos ek gesê het. Pivot radkaste, daai tipe van goeders. Dis okay. As ons nou wel naweek gaan nou. Hierdie is ons bekende DL650 wat ook 'n lekker dual purpose fiets is. Dis 'n ideale fiets vir almal, vir 'n vrou, vir 'n man, vir 'n jong ou wat nou net ietsie groter as 'n 250 wil hê. Baie lekker fietsie, ook soos ek sê 650 cc V-twin. Hy kom ook al baie lank in ons reekspoor. En sê net gou vir my, sy engine op hom is 'n 650 cc V-twin. Ja. So die een silinder sal hier agter weggesteek wees, maar definitief vir so hy het ook 'n mooi dreuning dan, hè. Hy het ja. Net bietjie sag. Ja, daar's min goed met so dreun soos 'n V-twin, hè. Dis korrek, ja. Okay, en dan hierdie besigheid? Hierdie is ons nuwe GX, eerste fiets van sy keuse in Suzuki wat electronic suspension het. Ja. So die lekker ding van dit is as jy jou fiets insit, hoef jy nie jou suspension te stel nie. So hy het 'n paar modes waar jy passenger kan opsit, luggage, single rider mode en 'n outomaties ry. So hy adapt volgens die spoed, die pad se vermoë sal hy calibrate laat die suspension werk. So dit is 'n eerste vir Suzuki definitief in sy reeks. Jy weet ek het al 'n motorfiets gery wat daai suspension besigheid in het, nee. En jy kan nie glo as jy dit het hoe baie jy dit gebruik nie. Veral vir 'n dik gat soos ek, nee. Kyk, ek kan hom nie net op one, ek sit hom permanent op passenger plus luggage, nee.
dan is hy presies reg soos wat 'n gewone ou om net op ek sê 'n passenger plus luggage, een mens plus luggage, dan is hy presies reg soos wat 'n gewone ou om net ry, want hy kompenseer vir daai ekstra gewig op die ding en jy kan nie glo wat se verskil dit op die bike maak as jy daai tweede persoon bysit. Dis awesome. Hoeveel cc? Dis 'n 1000 cc 4-silinder. En dis is 'n all-rounder fiets. Jy kan met hom gaan speel op die baan, jy kan met hom gaan toer, jy kan met hom elke dag ry. Dis 'n baie unieke fiets vir ons. Soos ek sê, dis ook een van ons flagship fietsse. En kyk nee, as ek hom nou so kyk, miskien is ek simpel, nee, maar as jy hom 'n stel semi-off-road tyres opsit, gaan jy actually 'n bietjie grondpad ook doen met hom. Nee, jy sal definitief grondpad kan ry. Is nie heeltemal gebou daarvoor nie, maar hy sal nie adventure paaie gaan ry nie, maar hy sal 'n mooi grondpad. Sal hy gemaklik kan loop met die suspension, elektroniese suspension wat daar is, ja. Ek meen, sit hom net daai tyres op en dan gaan ons. Dis korrek, ja. Happy. Ek gaan hy agter julle. En hierso is nou natuurlik ons hallo. ons monster. Hierdie is ons flagship, ultimate flagship fiets. Dit is definitief ons sales manager, Stuart Baker se ultimate. Ja. Hy lewe vir die fiets. Nou maar luister nie, wat is dit met 'n Busa? Nee, want ek onthou voordat hulle nou hierdie 300 km/h goeders ingebring het, wat hulle ons die bikes gegeer het na 300 toe. Die Busas wat oop was voor dit nog, nee. En hy het 350 km/h gehardloop. Dis korrek, ja. En ek weet nou nie hoe werk hierdie, het hulle nou alweer die gearing goeders verander, wat is die top end? Europa het 'n vasgestelde ding, met die Euro 5 emissions, dat maak nie saak wat se produk jy manufacture nie, mag nie meer as 299 km/h loop nie. Ja. So, toe hulle die Gen 3 Busa geredesign het en weer R&D op hom gedoen het, toe het hulle gegaan turbo toe sien hulle dit werk nie, hulle supercharger toe gaan sien hulle dit werk nie. Toe gaan hulle terug na die standaard, normally aspirated 1300 4-cylinder engine toe, maar hulle gaan werk in die mid-range, want dis waar meeste van jou gemak wat jy ry, is in jou mid-range, en dis waar hulle die performance ge-enhance het, en dit so uniek maak. Moet ook sê dat in die wêreld, ek dink, as jy gaan kyk na al die fietsse, Busa se brieksysteem is van die beste. Ons, soos ek sê, ons het Rider Safety Day, wat ons gewoonlik doen, proper brainbows hier op Red Star, en ons compare gewoonlik 'n kar se braking distance met dene, maar aan die einde van die dag gaan ook oor, mens moet versigtig wees waar jy ry en hoe jy ry en alles. I mean, as jy wil kom kyk, hierdie kant, en ons sluit ek Nissan aan, is maar net, en dit sal maar net altyd 'n ikoniese fiets wees, in terme van, en ek love die feit dat hy nog analog dials het, nee. Dis korrek, ja. Ek en hierdie digital goeders lyk mekaar nie so kwaad. En dan, jy kan maar op Busa staan, en enige man, enige persoon sal dadelik kom. Ja, ek moet jou sê, nee. En dan ander ding, want, ek meen, jy kan een JSX-R 1000, is awesome vir die baan, maar ek meen, as ons bietjie gaan lang pad ry, dan klim jy af, lekker rustig, en dan loop die rest van die manne so hinkepink, nee. Ja, dis korrek, hulle loop soos vraagteken. Ja, soos ek sê, Busa, dit is net een van die ultimate fietsse, dis enige kind se droom, enige laaie vrou, ja, ek dink as jy so ene kan besit, dan is jy definitief. Okay, ek soek 'n Suzuki bike, hoe maak ek? Kom ek met julle in kontak, hoe werk dit? Okay, ons het, julle kan op ons webwerf gaan, ons het die hele delelys daar, ons het handelaars reg oor Suid-Afrika, ja, ek dink gaan maar net kyk in jou area waar jy is, en al die dealers besonderhede is daar, en enige dealer sal jy kan assisteer met enigiets. Uitstekend, Corrie, dankie baie. 100%. Right, dit is Corrie hierso van Suzuki. Kyk, as jy die perfekte motorbike soek vir jou, en jy weet, 1000 cc. die goed kan ref swat, nee. Dan, dis eerste van sy soort, laat ons hom so hardloop. wat Suzuki sien. Doe maar, dat is nie meer op die maatjie. Die eerste keer wat dit gebeur. Okay, right. As jy die perfekte motorbike soek, kom kyk hierso by Nampo, of linkie bo of hieronder, jy moet dan kontak kom. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.